Tannie Sanet, ons weet hier's baie mense in die gemeenskap met groot harte en hulle gee baie donasies vir die VVA. Maar ek wil graag weet, en ek is seker baie van hulle wil ook weet, waarheen gaan hulle donasies nou eintlik? Martie, ja, hier is verskriklik baie mense met groot harte. En ons is verskriklik dankbaar daarvoor want ek wil heel eerstens sê, as dit nie vir ons donateurs en ons borgers was nie, ek gaan nie name noem wie's groot en wie's klein nie, want elke bydrae beteken vir ons iets en maak 'n gaatjie toe. Wil ek net vanmôre sê uit my hart uit baie dankie vir wat julle vir ons doen as donateurs en borgers. Ek is 4 jaar terug het ek weer aangesluit by die VVA nadat ek so 3 jaar weg was. En ons het met hierdie droom gekom en gesê, maar ons moet 'n veiligheidshuis kry in die gemeenskap. En ons het al baie oor die veiligheidshuise gepraat, op radio, op televisie, oral, Koepel TV. En ons droom is bewaarheid. Ons kon 'n huis kry en ons kon reparasies doen en daar was fondse beskikbaar. As ons gevra het, is daar gegee uit hierdie gemeenskap uit ons besighede, persone hulself, die boeregemeenskap, hulle harte was net oop. Ons het 'n huisleraad toe gekry in die dorp. Dit was 'n droom van ons en ons het hom gekry. Alles in hierdie jaar, né? Dis 'n finansiële jaar van April verlede jaar tot en met einde Maart, 31 Maart. En dit het alles in 1 jaar gebeur. En nou is ons groot droom natuurlik die nasorgsentrum wat ons wil vir minder bevoorregte kindertjies wat se mammas en pappas nou nie kan bekostig om hierdie kinders te laat leer in die middag nie en weet waantoe met hulle te gaan nie. So dis ons ander groot droom nou. Ja, nou is ons in 'n nuwe jaar en as die een droom vir bewaarheid is dan sê ander ene op hom. Maar alles kom uit die gemeenskap uit. Ons kry daar's 'n klein subsidietjie wat ons kry, maar verder is dit alles. En regtig, as dit nie vir ons donateurs was nie. En ek wil hulle uitnooi vanmôre. As jy in die dorp is, spring jy in by die VVA, kom drink 'n koppie koffie en sê vir my Sanet, waartoe gaan my geld? Waartoe gaan my donasies wat ek vir jou gee? Ek gaan vir julle 'n kort weergawe skets. Ons het 'n lieflike jaarblad wat ons September verlede jaar uitgereik het. Die nuwe een kom nou in September weer uit. Wat ek vir julle kan wys wat ons alles doen in hierdie gemeenskap en dit word alles befonds deur ons donateurs. En Tannie, volgens het Tannie statistieke om hierdie donasies? Ja, nee, ek is voorberei vir julle vanmôre, hoor. Ek wil vir die donateurs in die borge en die gemeenskappe, Parys, Vredefort, omliggende dorpe, wil ek net 'n klein weergawe gee van dit waantoe hulle donasies gaan. Sakke klere wat afgelaai word, kos wat afgelaai word, donasies wat inbetaal word in ons bank. Dis eintlik skrikwekkend as ek was vanmôre verbaas geweest toe ek hierdie statistieke so kortliks net uiteensit om te kyk waar trek ons vir 12 maande en dit wat gebeur het. Daar's byvoorbeeld 1667 stelle klere uitgegee vir behoeftige mense. Dit is nou gesinne wat inkom, wat by ons aangemeld is, wat nie klere het nie, so dit gaan vir hulle, dit gaan vir ons kinders by Crisanlo en Nerato, en dit wat ons nie gebruik nie, gaan sakpas toe, dan kom hulle in, ons gee hulle 'n briefie, hulle gaan sakpas toe, die mense wat op straat is, of wat nie klere het nie, en dan gaan hulle by ons sakpas winkeltjie gaan hulle vir hulle stel klere. Ons gee nie 'n klomp klere op een slag nie, want ons weet nie waantoe dit regtig gaan vir die straatmense nie. So dis, soos ek sê, dis 1667 stelle klere. Kospakkies, dis nou vir ons gesinne. Elke maandag en partymal Vrydag ook, dan gee ons gesinskospakkies uit. En daar is 422 gesinspakkies uitgegee. Nou as jy dit omsit in geldwaarde, dan is dit R422,000 se kos net aan gesinne uitgegee, Parys en Vredefort dorpe. Ons sopkombuis het ons 10,978 mense kos gegee hier by ons sopkombuis, waar julle laas keer was. En as jy hom vat, die staat subsidieer jou, as hulle jou subsidieer, R33 'n bord kos.
Dis wat jy kry wat jy moet die mense mee kos gee, maar deur te danke aan ons groot donateurs en al ons donateurs eintlik nie net ons grootes nie, kon ons 10.978 mense elke dag kon ons hulle plus minus 100 mense in totaal vir die maand, 'n jaar het ons hulle 10.978 mense kos gegee teen R33 per kop. Dit kom te staan op R362.274 as ons dit moet omsit in geld. So nou kan julle al 'n goeie idee kry van wat ons uit hierdie gemeenskap uitkry en waartoe hierdie geld en hierdie kos gaan. Doumkosblikke, dit is vir die minder bevoorregte kindertjies in Doum Primary wat nie 'n voedingsskema het nie. Daar is 1272 kosblikke uitgegee. Hulle eet baie lekker. Ek het hom gevat teen 'n waarde van R50 per kosblik, want hulle kry gewoonlik 'n jogurt, 'n pakkie chips, 'n vrug en 'n broodjie of 'n stuk pizza of wat ook al. Dit teen R50, dis 63.600. Dan babadoeke, 425 pakke teen R150 'n pak. Ek het lanklaas 'n babietjie gehad. Ons het ook nie weggooi doeke gebruik nie, so ek het nie 'n idee wat die doeke kos nie. Ek doen ook nie die aankope nie, Charisma doen die aankope, so ek weet nie wat kos 'n pak doeke nie. Maar ek het hom vat op R150 'n pak, dan werk dit uit R63.750. Waar ons ook skenkings kry van doeke. Die mammas bring gewoonlik vir ons doeke en sê my kind is af van die doeke. Blikke formulemelk is 28 gewees. Baba hampers, dit was nou groot hampers. Dit is nou 'n bad byvoorbeeld, 'n stootkarretjie, 'n mamma wat met niks het nie en daar's 'n baba, dan voorsien ons 'n campingkot. Jy weet daai tipe van goed. En ons gee vir hulle klere en melk en doeke en alles om net te begin en daar was 2 van hulle. En soos ek sê, die stootkarretjies, dis skenkings. Campingkot, dis skenkings. Missies het ons uitgegee 55, serpe 437, komberse 97, meubelstukke wat ons kry matrasse en beddens vir skenkings en dit was 21, hampers, dit was groot hampers gewees wat ons Kersfees vir die mense gegee het vir Kerstyd wat ons daai week toe was, dat ons gesorg het hulle is gesorg. Ons het vir hulle vrugte hamper, groente hamper en nie bederfbare kos gee en dan het ons vir hulle 5 kg hoender, gevriesde hoender gegee wat ons by OBC aangekoop het. Dit was 31 gewees. En dan die toiletware was 268 pakke wat ons uitgee. Dan sit nou 'n tandepasta, seepie, 'n wasslaap, 'n tandeborsel, jy weet die nodigste. Dit was 268 pakke. 3078 brode, 504 sakke 5 kg mieliemeel wat ons dit kom van Byveld Boerevereniging af. Cheetah Milling sak hulle en dan lewer hulle dit vir ons af elke maand 50 sakke. Dit werk uit R226.800 as jy dit in waarde omsit. So dis waar hierdie ouens se geld gaan. En dan het ons op leer nou mense wat ons diens is 698 volwassenes, 140 kinders en dan die bejaardes wat ons word nie gesubsidieer vir die bejaardes nie, ons het nie die bejaarde program nie, maar ons het hulle nou die laaste 2 maande ingebring, Februarie en Maart, ou mense wat ons gehelp het, wat ook al, wat ons uitgehelp het, was 641 vir Februarie en Maart maand was 740 bejaarde mense. So ek hoop dit sê vir julle iets en ek hoop die donateurs weet en besef ons kan vir julle sê waartoe gaan julle geld en ons kan vir julle gaan wys waartoe gaan. Maak 'n punt daarvan en kom kuier vir die VVA en kom gesels met my. Baie dankie Tannie Sanet. Dit was nou 'n mond vol, Martie. Ja, en baie dankie aan almal in die gemeenskap wat die VVA help. Julle help regtig baie mense.